aan te kom, ontvang te word, altyd so hartlik, gulhartig, mag ons saam wees vanoggend, regtig gedra word deur dit wat die diepste kern van die evangelie is, dat ons nie agter God se rug leef nie, maar onder sy oë, en dat hy nader aan ons kom as wat ons aan onsself is, dat hy die ene wat ons vashou in die lewe. Laai net by die plek waar ek moet wees, en almal nou op hulle pos. Kom ons sit net so 'n paar oomblikke stil. Here, U is ons lewe. U sorg vir ons. Uit U hand kom net wat mooi is. U versadig ons met U goedheid. U leer ons hoe om te lewe. Amen. Genade vir julle almal en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die werk van sy Gees. Kom ons blaai nu na ons lofsang, Psalm 107. Ons daarvan die eerste, die derde en die 5de verses sing, en as ons later met die skriflesing besig is, sal dan nou 'n hele klompie van hierdie motiewe wat in hierdie lied na vore kom, eintlik weer klink, echo in die skrifgedeelte wat ons gaan saam lees. Maar oor die ontfermende God wat luister na ons. 107, 1, 3 en 5, hartlik saam. Hoe goed vir ons
kyk wat ek soek. Broers en susters, dit is so dat wanneer God nader aan ons kom, wanneer hy instap in ons lewe, wanneer daar iets van hierdie wonder gebeur, dat hy nie meer die onbekende verre God is nie, maar die een wat homself bekend gemaak het aan ons, dan moet ons lewenstyl ook iets daarvan getuig. Moet daar vanuit hierdie nuwe begin met ons ook sprake wees van 'n nuwe lewenstyl. Ek lees uit Romeine 12 'n gedeelte daar wat Paulus skryf. Hy sê die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is en betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in jou toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in die gebed en help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, en moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. En wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem, my geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dis my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak julle hom vuurrooi van skaamte. Moenie die kwaad najaag nie, en moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dis die buitelyne en die inhoud van ons vryheid. Leef dan so dat die mag van die liefde julle bestendig rig, julle lewe telkens vernuwe en julle genaakbare mense maak. Mense wat nie gevaarlik is vir mekaar nie, maar mense wat mekaar dien in die liefde. Broers en susters, dis die grootste vryheid, die vryheid tot die liefde. Maar is ook ons ergste uitdaging, omdat ons die vryheid van die liefde so maklik verspeel en dit eenkant laat lê en dan eintlik in alle opsigte aanstoot neem aan die liefde. Maar dis is nie soos ons die Here Jesus leer ken het nie. En hy roep ons om dan hom en mekaar lief te hê, want dan sal die wêreld weet dat hy die gestuurde van God is. En dan sal dit wat nuut en ewig en betroubaar is, ook oor ons harte en sinne waghou in Christus Jesus. Kom ons sing nou lied 258.
die 258, daarvan verse 2 en 3. Broers en susters, terwyl ons net so bly sit, gaan ons belydenis doen van ons allerheiligste geloof in die woorde van die 12 artikels, en elkeen sê in die hart ook die volgende saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het aan Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sonde, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons skriflesing vir oggend kom uit die boek Exodus. Exodus, maar as jy nou 'n Bybel het, oopmaak by Exodus 3. Ons gaan enkele verse daar lees, maar eintlik moet 'n mens net die 3 verse wat vooraf gaan saam lees, omdat dit nou so 'n soort van 'n brugpassasie is, waarin daar die gedeelte wat ons lees teruggekoppel word na dit wat vooraf gesê is en ook vooruitgegryp word op dit wat hier aan die orde kom. Maar as jy nou sien, en hoor as ons dit saam lees, hoe dit werk. Nou goed, Exodus 2, en kom sy laaste verse, en dan
sit ons net so en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons harte verlewendig kan word en opgeruimd in ons klop as ons die ou bekende liedere mag saam sing, mag aanhoor, wat ons oproep om u goedheid nooit te vergeet nie. Dankie dat hierdie oproep tot nadenke, tot onthou, tot gedagtenis, daar is solank as wat die eeuwe hou, en dat u nooit moeg word, om ook ons telkens weer te roep, om met dit wat u aan ons gegee het voor oë te lewe. Dankie dat u elke dag nuut begin met ons, en dat ons alles rondom ons berge, bome, bos en meer u voorsorg sien. U lof, o Heer, dat u uw goeie werk voltooi in die lewens van mense, en dat u die werk van uw hande nooit laat vaar nie. Geef ons vanoggend ook saam rondom die woord en onder die verkondiging daarvan weer eens diep bewus sal wees van wat u ons uit genade skenk, sodat ons nie net voor ons op die grond sal kyk nie, maar met ons oë hemelwaarts gerig ook u sal bly verwag as die een wat doen wat u beloof het. Kom so na ons toe, bid ons, in die naam van Christus, u Seun, ons Here. Amen. Ek begin lees daar by 2 vers 23. Daar staan: Die jare het verby gegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom. Maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle het geroep om hulp en dit het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. En dan begin ons by 3. Dit is klaar die konteks. 'n Lydingsgeskiedenis, 'n geskiedenis vol noodroep, is roep na uitkoms, Here help tog, laat ons nie alleen nie, en nou gaan die volgende. Moses het die kleinvee van sy skoonvader Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. En terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan kyk, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy Moses nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses, en hy antwoord, Here is ek. En die Here sê vir hom, moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders.
die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. Nou, neem my as het ware weer 'n keer hierdie tema van oproep, sug en klagte op. Hy sê, die noodkrete van die Israeliete het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek het by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het vir Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal hulle my by hierdie berg, by Horeb, aanbid. Nou, kom ons lees miskien nie die volgende versie, omdat dit nou iets besonders inhou, maar dis nou eintlik 'n tweede vraag. Hy sê, jy sal, as jy hier by Hebreë 8 Horeb, wat Sinai is, my sal dien, sal jy weet dit was waar, dat ek julle uit die land van slawerny uitbevry het. Maar nou sê Moses, hy sê nou maar, ek kom met die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders, het my na julle toe gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Ons lees dit daarvoor. Nou, liewe broers en susters, dit wat daai oggend begin het, naby Horeb, aan die vlakte van Midian, toe 'n bos begin brand het en hierdie man sy nuuskierigheid nie kon bedwing om te gaan kyk wat aan die gang is daar nie, want die ding brand nie uit nie. Het Moses eintlik niks vermoedend op die grootste wonder van alle wonders ingestap. Die hemel en die aarde het daai dag so naby aan mekaar gekom, sonder dat Moses dit eers geweet het. Wat gebeur is dat hy in 'n ontmoetingsgebeure instap met hierdie God wat eintlik vir hom die onbekende God is. Hy hoor wel as hy sê, ek is die God van jou voorvaders, Abraham, Isak en Jakob, maar dit lyk tog asof dit nie ergens klokkies laat bly by Moses nie. Daarom vra hy pertinent, maar as ek nou by hulle kom, wie moet ek sê, wat is u naam? Voor die ore en oë van Moses loop twee historiese lyne eintlik oor kruis.
as ek dit so kan uitdruk. Die uitsiglose, mensonterende lyn van menslike lyding, en dit sedert nog nie opgehou nie. En daarteenoor die belofteryke, ruimteskepende lyn van 'n bevrydingsgeskiedenis. Sonder toekoms uitsig aan die een kant teenoor pure toekomstigheid en vervulling en vrede. En die Here laat Moses daarvan 'n getuie word. En wat nou so merkwaardig is, hy stap nader om te gaan kyk wat daar met die braambos aangaan. Maar aanvanklik, jy kom aan die teks kyk, sê Moses nie baie nie. Hy het nie veel te sê nie. Hy weet nie wie met hom besig is nie, althans nie voordat die Here sê dat hy die God van Abraham, Isak en Jakob is nie. In die brugpassasietjie wat ons saam gelees het, was daar net die amper sydelingse opmerking wat sê, die Here het sy verbond onthou met Abraham, Isak en Jakob en word so deel van die groter storie, die groter geskiedenis van die verbondsvolk. Maar op hierdie of in hierdie insident met Moses lyk dit of daar vir hom terughoudendheid is dat hy wil weet wie God se naam is, né? Maar nou hierdie selfbekendstelling van God is blykbaar vir Moses nie toereikende identifikasie nie. En dan vra hy die volgende vraag. Hy sê, as ek nou maak soos hy gesê het, hoe sal ek nou sê wie het my gestuur? Hy vra na die naam van God. Nou, broers en susters, in die ou wêreld het 'n mens se naam en jou persoonsgeheim eintlik oor mekaar geskuif. As jy iemand se naam geken het, dan het jy in 'n sekere sin 'n bietjie mag oor hom gehad. En daarom het dit dikwels in verskillende omstandighede gebeur dat mense se name verander is, né? Jy onthou dat Jakob, wat bedrieger beteken, is sy naam is verander na Israel, wat sê die Here red. Abraham, dink nou maar aan die hele verhaalkompleks van Rut, Naomi wat gesê het, verander my naam, noem my Mara. Dit pas beter by my. Iets van hierdie tot beskikking wees van iemand anders gebeur as hy of sy jou naam te weet kom. Nou in die kennis van een se naam het jy eintlik 'n greep op die persoon. Maar dit kry Moses nie. Moses kry nie 'n handvatsel aan God nie. In plaas daarvan gee hy 2 werkwoorde. Ek is wat ek is. Vreemd as 'n naam, nie waar nie. Ons sukkel nou nog om uit te vind presies wat is die oorsprong van hierdie verbondsnaam van die Here. Ek is wat ek is, of ek sal wees wat ek sal wees. Maar